Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom in die huis van die Here. Welkom by ons goeie Vrydagdiens en ons nagmaal-bediening. Aan elke besoeker wat vanmôre saam met ons hier is, hartlik welkom by Vireka TV. Ons vertrou dat u saam met ons die diens sal geniet, waarin ons terugdink aan die groot liefdesdaad van ons Here Jesus Christus, dat die kruis gesterf het, vir ons sondes gelei het, sodat ons 'n tweede kans, 'n derde kans, 'n vierde kans, soveel kanse nog kan het, maar ons die ewige lewe as prys kan kry. Mag die Here vir ons hier saam so seën. Ons het dit die afkondiging vanmôre, want die res van die afkondigings sal ons dan Sondagoggend doen. So u moet Sondagoggend kerk toe kom, sodat u kan die afkondigings, belangrike afkondigings kan hoor, anders dan gaan die uitmis. Baie belangrik, u moet Sondagoggend hier wees. Ons weet dat die hek vir die tyd toe was aan die grootheid. Die rede vir dit is dat ons sit met die probleem van bye wat hier by die konsistorie deur is, en om die veiligheid eers te stel, gaan ons die hek Sondagoggend weer toehou, en ons vra dat u dan buite kan parkeer. Ons is besig om na die probleem te kyk en dit uit te sorteer, so ons vra asseblief die samewerking in die verband. So ja, moet nou nie vir die koste uitskel of kwaad wees omdat die hek nou nie oop is Sondagoggend nie. Ons probeer die situasie uitsorteer, so diegene wat nou gewoond geraak het om binne te parkeer, ons vra vir u om vir ons net vir Sondag, hopelik net vir Sondag buitekant te parkeer. Ons sal by volgende week dan hopelik Broer Jackson, nee? By volgende Sondag sal die probleem dan uitgesorteer wees. Ons weet dat ons op ons lidmate saamwerking kan staatmaak, omdat ons mos 'n goeie gemeente is. 'n Gemeente wat nie onnodige probleme vir mekaar veroorsaak nie, wat goed saamwerk. Ons is mos Vireka lente geur, ons versprei die geur van lente onder mekaar. So baie dankie by voorbaat, namens die kerkraad en die boukommissie, baie dankie vir die samewerking, die verband. Ons diens gaan 'n bietjie anders te wees, en die sin dat ons leraar nie vanoggend die woordverkondiging gaan doen nie. Hy sal wel die nagmaalbediening vir ons doen. Hy is nog amptelik op siekverlof, maar omdat ons soek tog na 'n instaan leraar, nie iemand kon gekry het. Dominee gesê hy sal die nagmaalbediening vir ons dan waarneem. Ek sal dan die woordverkondiging doen. Ons is baie bly dat ons dominee Samuels is vanoggend. Ons weet dat hy nog nie 100% is nie, maar ons weet dat die Here u ten volle sal genees, omdat hy wat gesterf het vir ons in sy woord beloof. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En daarom weet ons, daar vir u ook ten volle genesing sal kom. Ons bly voortdurend bid vir ons leraar se volle herstel. Ook vir juffrou wat hom moet bystaan in hierdie tyd. Baie dankie. Ons gaan onsself voorberei vir die diens. Ons gaan die praise and worship na vore roep om vir ons die diens in te lei. Ons sal saam staan. Ons gewone operateur is nou nie hier vanmôre nie, so iemand ook ons instaan operateur verskoon. Ek kan tak ook maar so 'n bietjie, maar ons gaan hierdie diens deurkom.
Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come unto his presence with singing. Dear brothers and sisters, grace to us all and peace from our God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Amen. You came from heaven to earth to show the way. Did you sing that part again? You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my grace came. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om so die naam van Here groot te maak nie. En te besef dat hy vir ons te doen het nie. Met ons elke dag ten spyte van ons deurmaak. Net sy naam sal groot maak. Kom ons sing saam onder Gesang 99. Gesang 99, ons sing verse 1, verse 3 en verse 5 van Gesang 99 op Golgotha, dig by die stad, net buitekant die muur, daar het die Heiland eens vir ons die kruisdood moes verduur. Ons sal nie die skrifsing op die bord wys vanoggend nie. Die skriflesing vind ons in Lukas 23 vanaf vers 32. Luke chapter 23 from verse 32. Kan ek vra die kerk as hulle net ons hier sal bystaan vanoggend? Iemand die skriflees of iemand die gebed is. Enige twee kerkraas lede. En die iemand die gebed. This is the Phillips Jensen. Luke chapter 23 from verse 32 to verse 43. Lukas 23 vanaf vers 32 tot en met vers 43. Goeiemôre gemeente, kom ons sluit ons oë. Onze dierbare en hemelse Meester, Here Jesus, wat 'n genade en goedheid is dit vanoggend
om onder die geklank van die woord te sit, Here Jesus. Here Jesus, ons kom bid vanoggend vir elkeen wat nie hier kon wees nie, Here Jesus, die omstandighede. Here Jesus, maar van U vir hulle kom opdra na die troon van genade. Here Jesus, kom seën ons bediening, Here Jesus. Here Jesus, vir hom wat die brood kom breek. Here Jesus, kom om God vir hom daar waar hy staan, Here Jesus. Here Jesus, vir hom wat die woord gaan lees vir ons. Here Jesus, kom behoed en bewaar vir hom. Here Jesus, spreek deur hom in die naam van Jesus. Amen. Goeiemôre broers en susters. Ons lees Lukas 23 van vers 32. En daar is nog 2 ander kwaadoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaadoeners, een aan die regter, een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. En die volk het dit saam staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom as sein gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. Daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot op die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsels van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur het, hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hom hierdie skouspel bymekaar was, verskoon my, en die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het. En hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weg gestaan. Ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Hey, dank u. Vanoggend wil ek praat oor die tema Good Friday, the cross of deception. Die kruis waar jy ontvang.
Ons sien hierdie prentjie vir ons geskilder was in die voorgeleesde gedeelte, sien ons van 3 persone. 3 persone wat op een dag gekruisig was. Die woord van die Here sê 2 misdadigers en Jesus Christus. En vanoggend so 'n bietjie fokus op hierdie tweede persoon, die tweede misdadiger. Ons lees in die woord van die Here dat Jesus deur soveel insults en mockery deurgegaan het, terwyl hy geloop het, die soldate vir hom uitgejou het en sleg gesê het oor hy wat homself die koning van die Jode genoem het. Ons sien ook iets in besonder in Jesus se woorde in vers 34, wat hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En as ons onsself in hierdie tweede misdadiger se plekkie sit, kan ons indink dit wat deur sy kop gegaan het, omdat hy geweet het wat hy gedoen het. Hy het geweet dat hierdie sy straf is omdat hy 'n misdadiger was, omdat hy nie by die landswette gehou het nie. Ons kan ons daarvan indink dat hy ook op daardie stadium, toe hy daar aan die kruis hang, geweet het dat alles vir hom verby is, dat daar geen meer hoop oor is nie, want hy gaan sterf. So watter hoop het hy dan nou, as hy dan nou daar hang en gaan sterf aan die kruis? Al wat hy dalk in sy gedagtes deurgegaan het was, dat hierdie dood vinnig moet kom, sodat hy nie enige pyn of langdurige pyn moet deurmaak nie. Maar as ons na die woord van die Here kyk, was dit nie die einde van hierdie krimineel se storie nie. Hier was iets besonder wat op hierdie kruis gaan gebeur. En die woord van die Here leer ons daarvan. Sien, hierdie 2 misdadigers hang in die middel, langs aan iemand wat met 'n doringkroon op sy kop is. 'n doringkroon wat 'n bespotting is van hierdie persoon wat sê hy is die koning van die Jode. Selfs die ander misdadiger sê is ook deel van die mense wat is uit jou, want hy skree ook self, as jy nou werklik waar die seun van God is, hoekom red jy nie vir jouself en vir ons nie? Want ons kan ons dan nou lekker hier vir as jy dan nou so is. As jy ook dan nou so 'n wonderlike persoon soos jy sê, kan jy dan ons vir ons dan nou red. Maar hierdie persoon, hierdie tweede misdadiger, iets in hom en iets in Jesus het vir hom iets anders laat dink. Iets anders laat voel. Want sy woorde sê vir die ander een, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf van ons dade, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Hierdie tweede krimineel het iets besef
iets besonder gesien in God, in Jesus Christus. En in daai besef selfs op die kruis waar hy ook ly, waar hy ook pyn ervaar, kon hy nie anders as om te sê, but I know I deserve this, but this man did nothing wrong. Terwyl Jesus daar hang, kom stories wat hy gehoor het, dalk by hierdie krimineel op van Jesus, van hoe Jesus mense gesond gemaak het, van hoe Jesus mense die dood laat opstaan, hoe Jesus soveel wonderwerke gedoen het. En die gees van God het beweeg. Die wonder van die kruis van Golgotha. A cross of reception. Op daardie kruis het daardie krimineel nie alle hoop verloor nie. Hy het juist in die kruis sy hoop gevind. Terwyl hy daar gehang het. Terwyl hy daar gehang het. Het hy hoop in Jesus Christus gevind. Sy woorde wat hy vir Jesus uitte. Jesus dink aan my. Jesus dink aan my as hy in die koninkryk kom. Hy sê Jesus red my hier van die kruis af nie. Hy sê Jesus neem my saam met jou in die ewigheid in nie. Hy sê Jesus dink net aan my. Dink net aan my. Want in sy, alhoewel hy 'n bietjie hoop het nog steeds die hopeloosheid, van hy besef in sy gevoel dat hy nog altyd die hel toe gaan. Nou wat hy wil hê is, Here, dink net aan my. En dit is waar die kruis van Golgotha die verandering bring, die hoop bring vir 'n verloor gaande wêreld. Jesus draai nou en sê, dit verseker ek vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat 'n wonder op die kruis van Golgotha. Hierdie man wat sy storie moes geëindig het, omdat hy 'n krimineel was, het op die kruis sy tweede kans gekry. Op die kruis het hy sy hoop gevind. Op die kruis kon hy weer te midde van sy storms, kon hy weer hoop kry. Hierdie man wat angstig was, hierdie man wat vreesbevange was, hierdie man wat hopeloos was, hierdie man wat net een ding vir oë gehad het, dat die einde in sig is, leer vir ons vandag, dat ten spyte van ons angstigheid, ten spyte van ons hopeloosheid, ten spyte van wat die dinge nie meer vir ons sin maak nie, gee die kruis van Golgotha vir ons hoop. Sy kruis van Golgotha, dat in die middel van ons pyn en lyding is Jesus Christus.
spite van wat ons nou deurmaak. En Jesus se kruisdood vir ons 'n nuwe hoop gegee. 'n nuwe toekoms bewerkstellig. Jesus Christus het die helse pyn deurgemaak vir ons. Hy het dit deurgemaak vir ons. Hy het gesterf en die wonder van die opstanding wat ons Sondag gaan herdenk, dat hy opgestaan het. Wat eintlik die deur oopmaak vir ons tweede kans. So ek gesê, 2-3 weke terug, as hy het gesterf het en hy was dood, was hy maar ook maar alles all in vain. But he rose again. In spite van wat ons deurmaak, kan ons uitsien na iets beter. Van die kruis van Golgotha bring vir ons op. Soos hierdie tweede misdadiger aan die kruis gedink het, die einde is in sig, alles is verby, dan gaan hy weer, hy het nie meer hoop nie, net so vir ons vandag dieselfde. Net so sit ons met ons pyn en ons hartseer. Net so sit ons met ons hopeloosheid, met ons radeloosheid, want ons het alles probeer, maar niks werk nie. En vandag sê Jesus vir ons, ek is julle veilige vesting. Ek is julle skuilplek. Ek sal julle vernuwe. Goeie Vrydag roep ons op to be renewed. To let the old things pass away and become new with a renewed hope that Christ died and his cross, he offers the reception. He welcomes us with our pain and our suffering so that we can be renewed. Ons het vandag hoop. Dis jy vandag hier sit en jy voel hopeloos, ons het vandag hoop. As jy vandag alleen voel, jy is nie alleen nie. As jy vandag moedeloos voel, hou op so vol van Christus het gekom, hy het gesterf, hy het opgestaan en hy maak alles nuut. Die kruis van Golgotha, wat vir die tweede misdadiger soveel hoop gebring het, bring vir ons vandag dieselfde hoop. Hy het geuit in Jesus, dink aan my. Maar hy het gesê, hy gaan saam met my. Vandag steek Jesus sy hand uit. En hy sê, kom met my toe. Al wat vermoeid en belas is. Want by die kruis is daar hoop. By die kruis is daar restaurasie. By die kruis
kruis is daar genesing. Ons moet net kom. Die wonder van hierdie storie is dat ons moet kom. Jesus wag geduldig. Is ek gereed? Is ek gereed om Jesus uitnodiging te aanvaar? Bring al die laste na hom. Neem hom aan en laat Paas naweek 2022 iets ons beteken. Dat ons weer eens nog 'n kans het om dinge saam met ons Vader reg te maak. As jy vandag huis toe gaan, vra dat jy die volgende sal onthou en saam met die dra. Die kruis bring hoop. Die kruis bring genesing. Die kruis bring verlossing. Die kruis bring vernuwing en die kruis bring restaurasie. Broken hearts, broken lives, He can mend them all. Dierbare God, Hemelse Vader, as ons as die kinders voor U staan, Here, is dit omdat ons vanoggend hier is om al die eer en al die lof van ons harte vir U te kom gee. Dat U, Here, aan ons gedink het, toe U seun gestuur het om aan die kruis vir ons te ly. Omdat U so lief was vir ons, dat U nie kon toesien dat die kinders verlore moet gaan nie. Dat U seun gestuur het om jou se pyne deur te maak vir ons. Here, dankie dat U ons hoop is. Dankie dat U ons veilige vesting is. Dankie dat U ons vertrooster is. Dankie dat U ons geneesheer is, Here. En ons weet ten spyte van ons deurmaak, dat U ons nooit alleen laat nie. Dat juis in die middel van ons storms, dat U daar saam met ons is. Dat juis in die middel van ons storms, U saam met ons is. Dankie, Here, dat ons op hierdie Vrydag, wat goeie Vrydag genoem word, maar nie goed vir U was nie, omdat U gelei het, maar goed vir ons is, omdat ons die verlossing ontvang, deur U kruisdood, Here, dat ons weer eens hierdie kans kry, om ons saam met U reg te maak. Die gebed van my hart, dat U ons as gemeente sal omseën, Here, dat U in ons harte sal omwerk, om onsself oop te maak vir U, ontvanklik te maak vir U, o Hemelse Vader, en U in te nooi. Om te weet ook, Here, dat U vir ons die hoop gee, dat U vir ons die verlossing gee, dat U vir ons die vernuwing wil kom gee, en die restaurasie waarna ons vooruit sien, omdat U, Here, deur U bloed vir ons die pad oopgemaak het. Ek wil kom bid, Here, dat U, wanneer ons dan ook aan die tafel sal aansit, ook so ons harte sal voorberei, en ons ook daardeur, Here, weer eens vir ons kan vereensalwig met daardie groot verlossing
wat U vir ons gedoen het. Seën ons as gemeente. Lei ons verder, o Hemelse Vader. Seën ons leraar, ons leraar Spaar, elke kerkraadslid, elke leier in hierdie gemeente. Dat wat ons doen, Here, nie vir mense sal wees nie, maar tot eer van U naam alleenlik sal wees. Dankie, Here, dat ons mekaar kan bid. Dankie dat ons mekaar voor die troon kan opdra. Dankie, Here, dat ons weet, ons nooit alleen is nie. Dat U altyd saam met ons is. Gaan ons verder, as het bidden pleit, in vuilbare naam, en met diepe danksegging. Amen. Die kerkkoor sal nou vir ons sing, en dan sal ek oorgee aan Dominee.
Is lekker om weer vanoggend in die kerk te wees. Ek is nog nie heeltemal gesond nie, maar baie dankie vir die gebede. Die feit om te weet dat die spesialis gaan. So kom ons hou voort om te bid vir mekaar ook. Lekker om hier te wees. Behalve vir die nagmaal sien ek ook uit na die kerkvis. Kom ons gaan voort, broers en sisters. The Lord himself has instituted the Holy Supper, as Paul attests in 1 Corinthians 11:23 to 26. For I received from the Lord the teaching that I pass on to you, that the Lord, on the night he was betrayed, took a piece of bread, gave thanks to God, broke it and said, "This is my body, which is broken for you. Do this in memory of me." In the same way, after the supper, he took the cup and said, "This cup is God's new covenant, sealed with my blood. Whenever you drink it, do so in memory of me." This means that every time you eat this bread and drink from this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. The Holy Supper is a covenantal meal where the unity between Christ and his church is continually renewed. As a covenant meal, it has the following meanings. The Holy Supper is firstly a memorial meal. When he instituted his supper, the Lord said, "Do this in memory of me." In the Lord's Supper, we commemorate and proclaim the death of the Lord. By eating the bread and by drinking the wine, the congregation calls to mind all the passion of Christ, how he gave his life, how he fell to the ground like a grain of wheat and died, how he drained the cup of bitterness, how he was forsaken of God and called out, my God, why did you forsake me?" That we might never more be forsaken by him. Secondly, the Holy Supper is a guarantee, and for this reason he says, "This is my body and this is my blood." As surely as this bread is broken for everyone to see, and this cup is given to us and we eat and drink thereof, just as surely do we share in Christ, in his death, and also in his resurrection. The Holy Supper is thirdly a celebration of the communion with the living Lord and with one another. Not only does the congregation remember the Lord that died, it lives in the fellowship of the risen Lord. And through the Holy Spirit, the living Christ is truly present with us at the Lord's Supper. Besides, by the same Spirit, we are also united members of one body in true brotherly love, as the Apostle says, "Because there is one loaf of bread, all of us, even though we are many, we are one body, and we all share the same loaf." Fourthly, the Holy Supper is a proclamation of our future expectation. In the Lord's Supper, we have the assurance that the Lord himself is one with us. Yet we also look forward to the return of the Lord, and in this celebration we proclaim the death of the Lord until he comes. Through the Lord's Supper, we reach out to that day when Christ will appear in glory and bring everything into fulfillment. The day when he will make the new heaven and the new earth, so that the righteous may dwell therein, and God may be all in all. At the Lord's Supper, the bride of Christ yearns for the bridal feast of the Lamb. The Lord's Supper is also a feast of joy. Even though the tokens speak of the suffering and the death of Christ on the cross, his blood that was shed, and his broken body, the celebration of the Lord's Supper is not a sign of mourning and sorrow.
Although we celebrate the feast with solemn devotion, it is nevertheless a feast of joy. Finally, it is clear from all that has been said that the Lord's Supper is above all a feast of thanksgiving. And through the tokens of the bread and the wine, the Holy Spirit assures us of the salvation that we share in Christ. At the Holy Supper, we partake of the tokens. We thank Him with our whole being. In thankfulness, we also dedicate our lives again to Him. In thankfulness, we rejoice with the triumphant church of the world and of all ages. You are worthy to take the scroll and to break open its seals. For you were killed, and by your sacrificial death you bought for people God from every tribe, language, nation, and race. We have made them a kingdom of priests to serve our God, and they shall rule on earth. Revelations 5, verse 9 to 10. The Holy Supper is therefore an invitation to joyfully celebrate our share in the full salvation of Christ, as well as renewed assurance thereof. It is also an opportunity to deepen our fellowship with the living Lord and with one another, to be strengthened in our faith and in our witness and in our hope of things to come through communion at the table. Dear congregation, that we now may receive the full blessing of the Lord, it is necessary to examine ourselves in the presence of the Lord before we eat the bread and we drink from the cup. We are forced to contemplate of all our sins. There are those sins where we have transgressed with our thoughts, our words, or our deeds. But then there are also those of omission, where we have neglected to carry out the instructions of the Lord. We must firmly believe that our sins are forgiven only on the ground of the atonement of our Lord Jesus Christ. And we must earnestly strive to show thankfulness to the Lord and to live in true love and unity with our neighbor. May the Almighty, merciful God and Father of our Lord Jesus Christ help us in this through His Holy Spirit. Liewe broers en susters, voordat ons nou saam by die tafel gaan aansit, kom ons staan, dan sing ons saam Gesang 233, Kyrie eleison, Heer, wees ons genadig. Broers en susters, aangesien ons nou weer gehoor het wat die betekenis van die nagmaal is, laat ons saam in ons harte saamstem en dan ook ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is deur die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en deur hulle neergedaal het, wat op die derde
mag maar sit. Terwyl die kerkraad saam met die tafel gaan aansit en die diaken die tafel voorberei, kom ons sing die eerste vers van Gesang 370, U het die woord gebring. Rondom Jerusalem is berge, en so is die Here rondom elkeen wat ons vrees. En onze Vader, ons sê vanmorgen en baie dankie vir die Vrydagmorgen, waar elkeen van ons verskillende wonings aan gekom het in Jesus. En weer ons die woord van die Here nie te kan ontvang, soos U die Seun op die kruis gestuur, Here, om vir ons sondes te kon sterwe. En onze Vader, U het verhoor wat U aan die kruis hang, met 2 rovers, een aan die regter en een aan die linkerkant. Here, wat U vir ons kon sterf het, wat sal ons gedoen het, Hemelse Meester? En daarom ons sê ons vanmorgen vir U daarvoor, baie dankie, Here Jesus. Want dink vanmorgen hulle wat bedroef is, Here, Susters Smit, Hemelse Vader, Here Jesus, ons wil ons selfs kon bid, Here, vir elkeen wat hierna sal gaan, vir die vakansie, Hemelse Meester, vir die lang naweek, Here Jesus, dat U voertuie onder die bloed sal trek. Baie dankie, Here, vir Boenie wat U gelei daar van sy woning af tot hier. Hemelse Vader, U ons versterk, wil U dat familie veilig kry. Elke pyn in sy liggaam, Here, elke voedsel, elke medisyne pil wat hy neem, wil U dit sien, met uitbreiding van die koninkryk. Selfs as hy regen met Here Jesus en sy kind op, Here. Ons dank en ons loof en ons prys, Here Jesus. Baie dankie vir die woord wat verwoorde wat bedien is, Hemelse Vader. Here, ons sê vir U, dankie, ons vraag vir U om ons te lei, as ons nie van na weg en Vader, U vir ons, dan na ons veilig verskillende wonings sal lei, hulle wat sal lei, Here, wanneer ons sal stap, trek die voertuie onder die bloed, Hemelse Meester, en gaan dan saam met ons. Here, ons dink aan elke bedroefde Vader, ons dink vanmorgen, hulle daar in die hospitaal, Vader, daar in die gevangenis, Here Jesus. Here, ons dank die coronavirus, wil ons vir U kom sê dankie, dat ons die woord nie eens kan bedien, Here, dat ons nie kan beweeg, Here Jesus. En daarom sê ons vanmorgen, daarvoor baie dankie. Here, kom dan nou, kom sien die tafel, Here, wat tafel voor kan bereid, Hemelse Vader, kom sien en elke rondom die tafel sal sit, Here Jesus, tot uitbreiding van die koninkryk. Here, kom en vergewe genadiglik aan ons sonde. Hemelse Meester, ons kom bid vanmorgen al die dinge, Here Jesus, nie om dit ons het verdien, die Vader, maar om die heilige naam se wil alleen en ons almal sê amen. Baie dankie, Broer Martin. Liewe broers en susters, ek wil julle almal hartlik uitnooi om vanoggend saam met ons deel te hê aan die nagmaaltafel indien jy dalk besoekers is van ander denominasies. En as u is goedstaande lede of van u gemeente, u is welkom om saam met ons vanoggend deel te hê aan die nagmaaltafel. Broers en susters, ons gaan dit doen soos ons dit nou nog altyd gedoen het met die reëls van COVID. Ons gaan toepas waar ons elkeen gaan self die vorentoe kom en die tekens neem. So ons gaan eers die instelling doen. En dan sal die kerkraad laaste of eers? Die kerkraad gaan dan eers sommer self kom, maar wanneer ons die nagmaal van gebruik, broers en susters, gaan ons ook sommer ons kollekte, ons goeie Vrydagoffer in die skatkis gooi.
En terwille van orde dat ons nou nie 'n queue vorm of om eenhoping nie, gaan ons begin met die kerkraad, die jakens kom die kant en dan gaan hulle sommer daai kant. Wat u gaan doen is, u gaan die broodjie neem met die toothpick, dit eet, dan vat u die kelkie met die wyn of die sap en u beweeg na die houer, dan drink u sommer daar die wyn en dan gooi u sommer die koevertjie in die skatkis. So moet dit nou nie beskou as u betaal, as op u betaal. So, hier gaat er net, ons neem die brood, dan vat ons die wyn en terwyl dit van die vloei, gaan u daar die wynkie drink, op die nagmaal en die koevertjie in en dan beweeg u na die sitplek. So nadat die kerkraad dit gedoen het, begin ons by die eerste ry in albei vlerke. So u gaan van die kant beweeg en u gaan daai kant toe en u gaan die kant uitkom en daai kant toe beweeg en sodra die eerste ry sit, dan kan die volgende ry beweeg. Is u okay met die orde, broers en susters? En u wat daar in die saal is, het u my duidelik gehoor. So u het nou nie 2 vlerke nie, so u gaan ry vir ry kom. Goed. En wanneer u vir ons het, soos altyd, wyn en druiwesap. So as u verkies om die druiwesap te neem, dit is die kelkies in die middel, en die kelkies op die punt is die wyn, nagmaal wyn. So ons gaan nou die woorde instel, en dan sing ons ook die gesang terwyl ons dan die nagmaal en die dankoffer, die kollekte. Goed, broers en susters, ons gaan nou die tekens instel. En dan, nadat ons almal die tekens ontvang het, dan gaan ons soos gewoonlik dan die dankgebed vir die nagmaal. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem en eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek was tot volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet was tot volkome versoening van al ons sondes. Liewe broers en susters, ons sing die res van gesang 370, daarna gaan ons gesang 100 sing, en terwyl ons sing, kan die kerkraad eerste afkom, die teken neem, en dan sommer die kollekte.
voordat u kom, sommer die maskertjie afdruk, sodat u die broodjie in die mond kan sit. Dan vind jy nog nie voor te sit met die masker nie. Tensy jy een zip op die masker het.
iemand wat dalk oorgeslaan is? Goed. As we have been fed at the table of our Lord, let us praise His name in thanksgiving and say in our hearts, praise the Lord, O my soul. All my being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He is. He forgives all my sins and heals all my diseases. He keeps me from the grave and blesses me with love and mercy. He fills my life with good things, so that I stay young and strong like an eagle. The Lord is merciful and loving, slow to become angry, and full of constant love. He does not keep on rebuking, and He is not angry forever. He does not punish as we deserve, repay us according to our sins and wrongs. As high as the sky is above the earth, so great is His love for those who honor Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our sins from us. As a father is kind to his children, so the Lord is kind to those who honor Him. Amen. Liewe broers en susters, terwyl ons staan, sing ons dan nou ook sommer ten slotte, Psalm 237. Ons sing die eerste 2 verse. 2:3-7. Liewe broers en susters, ons is dankbaar vir wat die Here vir ons aan die kruis gedoen het. Dit is net uit genade dat hy ter wille van ons sonde die kruisdood moes bedra. Kom ons sê net dankie vir hom en ontvang dan ook die seën van die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier saam as gemeente die sterftedag kon herdenk. Maar Here, ons weet dit is eintlik die groot dag, Sondag, dat U opgestaan het en die dood oorwin het ter wille van ons. Dankie dat ons vanoggend saam die nagmaal kon vier tot U gedagtenis. Dankie dat ons ook weer ons offergawes na U skatkis kon bring. En Here, mag dit geseën word en gebruik word tot uitbreiding van U koninkryk. En Here, wanneer ons nou huiswaarts keer, hou U hand oor ons, bedek ons onder die kosbare bloed en bind ons in die band van liefde. Liewe broers en susters, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal die seën en die behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee, vandag en tot in ewigheid.